Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Spend with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Lord, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Lord, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Dierbare Here, ja, ons sal as mens nooit regtig verstaan wat dit gevat het nie. Here, ons is hier vanoggend om U te aanbid. Ons is hier om U naam groot te maak. Ons is hier, Here, om te hoor wat het U vir ons. Here, kom maak ietsie vas in ons elkeen se hart vanoggend. Maak my stil, Here, vir my eie gedagtes. Ons help ons, Here, dat dit wat ons hier praat, wat ons hier gesels, slegs die waarheid sal wees. Die eer is alles U sinne. Ons loof U, Here, die koning van die konings. Verheerlik U self. Amen. Goeiemôre julle, as ek jou nou nog nie gegroet het nie. Welkom, welkom, welkom. Jy weet, daar's ouens hier in ons gemeente wat baie beskeie is. Ek is baie seker ek het gesien, hy het ook verjaar hierdie week ergens. Jean, ek het jou nie voor gesien nie. Maar jy het verjaar, nee. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here se seën oor jou wees in hierdie jaar. Jean is maar 'n nederige ou jong. Maar baie geluk. En dan net ietsie wat ons agtergelaat het. Onthou die 1 Desember. Is ek reg, Jan? Is dit hierso? Moet ek net kyk. Die memorial diens. Ja, dis ons memorial service. Sondag die 1 Desember. Gewone tyd, 7:20, begin 7:30 tot 8:30. Daar was 'n uitnodiging ook gewees as jy klaplid of iemand het, of 'n naby boeta of sissa wat se plaatjie, jy wil hê ons teen die bord moet sit vir jou. Net 'n WhatsApp na jou hand toe met die volle naam en die datum van afsterwe. Dat ons dit kan doen. Is nog nie te laat nie, ons kan dit nog steeds doen. So asseblief onthou die 1 Desember. Iemand het nou vir my gevra, waar's my bril? Dis daai ou wat die bril gekort het, want hy het dit gemis. Johan het in hierdie week 'n ding gepost wat sê, weet jy wat, ons moet ongelukkig partykeer maar net goeters sê soos wat dit is. Ons kan nie hierso nie die waarheid praat nie. En partykeer gaan ons iets sê, en ek verseker jou, ons almal gaan dit nog doen. Wat dalk nie lekker met jou gaan sit nie. Maar ons kan nie anders is om net die waarheid te praat nie. Daar's ietsie wat ontbreek in ons samelewing. En dit is 'n groot ding. Dit sluit eintlik aan by Johan se preek verlede week. Hy het gepraat oor
die een van die sakramente, ons het die doop, die nagmaal gedoen, en hy het genoem dat, weet, vir sommiges word dit net 'n gewoonte. Is maar net nog 'n nagmaal. As baie dinge in die lewe wat ons aan gewoond raak, wat ons eintlik nie regtig altyd erken mee en met erns aanpak nie. Maar die kruisdood, dit wat aan die kruis gebeur het, was 'n liefdessaak. En vandag ontbreek hierdie komponent by baie van ons. Selfs baie mense wat mooi boodskapies post, die regte goed sê op die regte tyd en op die regte plek. As 'n skrif wat ons gou gaan kyk na 1 Korintiërs 13 vers 1. Hierdie is in Afrikaans 83. Ons gaan net die eerste versie nou lees. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal geword. 'n Galmende simbaal. Ons gaan net daar stop. Ons gaan nou verder kyk in die res van Korintiërs 13. Maar kom ons lees hom net weer. Hy sê hierso, nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie. Dan het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. As ek en jy nie liefde het in dit wat ons aanpak nie, die manier wat ons omgaan nie, dan maak ek en jy 'n geraas. Dan is ons eintlik 'n geraas sonder ritme. En ons bring verstoring in ons huislike lewens, in ons kinders se lewens, by die werk en ja, ook by die kerk. Ek gaan jou los met hierdie vraag. Jy hoef hom nie te antwoord nie, maar match jou beeld op sosiale media, dit wat in jou hart aangaan, en die persoon wie jy is as niemand kyk nie. Daar's baie individue wat op social media baie aktief is en hulle het die nodige intelligensie, emosionele intelligensie, volwassenheid, maar hulle is tog vasgevang in 'n soeke na aanvaarding. Sosiale media is die laaste plek om aanvaarding te soek. Mense word gedryf deur likes. Nou ons wat nou so bietjie ouer is, weet ons is nie altyd dalk heeltemal op die level waar die jonger generasie is nie. Maar as jy bietjie met die jong mense interact, hy is 'n groot ding. Hoeveelheid likes, gaan terug en jy gaan kyk en dit gee tog 'n sin van aanvaarding, né? Nou hierdie vers sê, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, as ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal. Nou kom ons kyk gou-gou net, hoe word 'n simbaal gemaak? 'n Simbaal is nie eintlik sommer, ek dink nou nie jy moet 'n simbaal by die China Mall koop nie. Hierdie mense wat nou professionele mense is, ek dink nie hulle koop hulle simbale by die China Mall nie. Dis 'n ding wat met baie kundigheid gemaak word. Dis eintlik amper 'n ambag. Dis 'n vakman wat 'n simbaal maak. Daar's 'n groot komponent wat deur masjinerie gedoen word, maar die afronding en die toets daarvan word deur 'n mens gedoen, 'n deskundige. Daardie simbaal op die einde word in die lug gehou en iemand met 'n fyn oor, hy het nie ore soos ek en Leon nie. Hy ken die ding. Hy vat daai drumstick en hy piets daai simbaal en hy luister na die klank. En as hierdie simbaal die regte klank gee. Nou wat ek ook verstaan is nie elke simbaal is presies dieselfde nie. Maar daar's 'n range waarin sekere frekwensies en klanke moet werk. Dan as hy hierdie toets pas, dan kry hy 'n merk. Dan word hy met 'n laser gemerk. Hy dra dan die naam van goedkeuring en hy dra 'n naam van die vervaardiger. Nou as 'n simbaal gemaak word, hy word gerol
Die staal word gerol, hy word gedruk, gepres, hy word gehamer. Ek weet nie of jy al gesien het, die baie simbole, weet nie of hierdie een dit in het nie, hy het sulke hamermerkies, hy word bietjie, noem dit gelouter. Is 'n tydsame proses. En dan die snywerk word op die einde gedoen, dan die polish en dan die label. 'n Goeie simbool word deur 'n goeie vakman eintlik goedgekeur. En dan dra jy 'n merk van kwaliteit. Nou, ek weet nou nie waar's Robin, waar sit sy? Andrew, jy ken nou jy weet nou wat is goeie simbole, né? Hy het uit 'n naam, wat is die naam van, ek het daai naam al gesien, ja. Hoe spreek jy dit uit? Okay, daai ding. Hy sê of jy kan sê, want in jou eie hoedanigheid is jy 'n drum teacher, né? So hy het ritme, hy kan daai dinge doen en hy verstaan die kwaliteit daarvan. So gerol, gedruk, gehamer, getoets. Word ek en jy nie dalk nie bietjie deur die lewe bietjie partykeer gehamer, gerol, gedruk en getoets nie. Die vraag is, wat se klank maak jy? Maak ek en jy 'n klank wat jou pas? Dat jy 'n merk kan kry met 'n goedkeuring, 'n goedkeuringsstempel van kwaliteit. Simbole wat geslaan word binne 'n beheerde ritme as deel van 'n lied of musiek. Weet, dit is pragtig en dit is in harmonie. Klink ek en jy so wanneer ons daar buite is? Het ons liefde in dit wat ons doen? Praat ons met liefde? Ek gaan nou vir Andrew vra, né? Vat daai stokkie van jou en dan maak jy 'n geraas op hy simbool. Het julle nou gehoor toe hy nou begin speel? As jy daai ontydige geraas maak sonder ritme, dan ontstig jy almal. Dis soos wanneer jy daai biltong gekerf het, né? En jy het jou glasie, hy's koud, jy het jou stoel uitgeskop, die droëworsies is in die regte lengtes gebreek, jy maak nou reg om rugby te kyk. En dan skielik, nee, wanneer jy op daai oomblik is, jy's in 'n plek van vrede en afwagting, jy's rustig, jy gaan jou biltong en jou coke geniet, dan stap mamma daarin, want nou het sy onthou van daai skorrelgoedwasser se pyp wat lek. En sy sê vir jou, weet jy wat nie, daai ding lek al 2 weke en daai handdoekie wat ek daar gooi waar die pyp lek, om te keer dat die kinders val en seer kry. Die handdoek wat daar lê, hy mif al, dis al 2 weke, maar dis daai gallende simbool, ongevraagd, op die verkeerde tyd maak die verkeerde klanke. Ek weet nie, is dit nie raak hy klankende metaal of gallende simbool waarvan die Bybel praat. Maar nou meer op 'n ernstige noot. Kom ons lees gou die res van 1 Korintiërs 13. Ons gaan eintlik nie die hele stuk lees nie, ek gaan net die punte uithaal. Hy sê die liefde is geduldig en ons manne kort daai ene. Hy's vriendelik, hy's nie afgunstig nie. Die liefde is nie grootpraterig nie, die liefde is nie verwaand nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Hy's nie lig geraak nie en hou nie boek van die kwaad nie. Dit daai en weer lees. Hou nie boek van die kwaad nie. Verbly hom nie oor onreg nie, verheug hom oor die waarheid. Die liefde bedek alles, die liefde glo alles, hoop alles en verdra alles. Ek en jy kan niks verdra as ons nie liefde het nie. Die oomblik toe mamma daar instap en nou kerm oor daai handdoek wat mif, terwyl jy jou rugby wil kyk.
as daar liefde is, gaan jy dit anders te hanteer. En as ons so bietjie verder gaan in Korintiërs 13, dink die laaste vers 13. 1 Korintiërs 13 vers 13, dan sê hy, en nou geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3. En die grootste hiervan is liefde. As ek en jy kyk na baie mense se sosiale media posts, hulle lewe buite die kerk wanneer hulle by mekaar kom, wanneer hulle braai, wanneer hulle kuier, die gesprekke wanneer hulle deelneem en so aan. Weet wat se klank hoor jy? Wat se klank maak ek en jy? Saai ons onmin, dryf ons eie agenda, wat alles teenoorgestelde is van wat 1 Korintiërs 13 vir ons sê die liefde is. Onthou 'n boom word geken aan sy vrug. As liefde ontbreek in die manier waarop ek en jy in die lewe omgaan, dan maak ons issues by mekaar. Daai issues moet op 'n stadium uitgesorteer word. Ons kan dit nie bly los nie. En as ek en jy dinge net op 'n ander manier hanteer, in liefde, dan sal ons nie soveel issues by mekaar maak nie. Ek dink daar's baie min van ons wat in hierdie gemeente nou sit, wat nog nie familie issues gehad het nie. Ons spot oor ons skoonmaas, maar dis partykeer nie altyd die ernstigste nie. Daar's issues wat by mekaar gemaak word. Dis soos 'n sneeubal. Hy loop net en loop net en hy word groter en groter en groter. En op 'n stadium dan moet hy teruggaan. Jy moet hierdie goed gaan regmaak. Maar ek en jy kan dit net gaan regmaak as ons vanuit 'n platform dit gaan regmaak wat op liefde gebou is. Van die oomblik wanneer ek en jy met iemand praat oor 'n issue wat daar is, wat ons moet hanteer. En ek doen dit nie uit liefde nie. Dan doen ek dit uit 'n emosionele plek waar ander emosies getrigger word en ek sê die verkeerde goed op die verkeerde manier. En soms is dit nodig om net niks te sê nie. Soms moet jy die telefoon optel, jy moet na jou broer toe gaan en jy moet net niks sê nie. Die Here sal daarin self hanteer. Hy staan ook op 'n plek waar hy weet dis 'n ding wat reggemaak moet word. En as daar liefde in sy hart bewerkstellig is en in jou hart en jy kom by mekaar, dan is dit nie nodig om oor daai issues te praat nie. Die Here het dit klaar uitgesorteer. Maar ek het die liefde in my hart nodig om dit mee te doen. En daai liefde kry ek en jy nie as ons nie toelaat dat die Heilige Gees ons van binne af vernuwe nie. En ons het daai vernuwendheid nodig elke dag. Want elke dag is daar dingetjies wat opskiet. Issuetjies, mense wat jy opset. Dit is maar so. Dit beteken nie ek mag nie kwaad word nie. Ons word kwaad. As partykeer mense wat jou net treiter tot op 'n punt wat jy eintlik net 'n ferm woord moet uitlaat. Ek praat nie van vloek nie. Ek praat van 'n ferm woord. By die ou agterkom, hoor jy het nou genoeg gehad. Hier is die lyn. Maar jy kan daai ferm woord kan jy in liefde oorbring. Soos wat ons kinders moet hanteer. Partykeer moet jy maar bietjie in die bek ruk. Party moet jy maar bietjie die choke chain styf trek. Maar jy kan dit met liefde doen. Het gaan alles oor hoe ons dit doen, hoe ons dit sê. En wanneer ek en jy nie liefde leef nie, dan gaan ons daai ontydige geraas maak. 'n Indringerige of indringende, wat is die regte woord? Ons gaan mense opset. Ons gaan die verkeerde goed op die verkeerde tyd sê. Ons gaan die verkeerde manier sê. Ons gaan partykeer dinge doen
wat ons later met baie moeite moet regmaak. Ek weet nie of julle al agtergekom het nie, en ek weet nie of dit 'n ouderdom ding is nie. Maar deesdae, soos ons ouer word, dit pla my as ek sien die voël, dit is so warm, dit nou so warm, as sien die voeltjies het nie water nie. Dan sit jy 'n bakkie water uit vir 'n paar voeltjies. Weet jy wat, nee? As jy jou broodkrummels van die broodbord af in die asblik gooi, sit een ding. Maar as jy daai broodkrummels vat en jy daai behoefte om dit net daar buite op die gras te gaan gooi vir 'n voeltjie om te eet. Ek weet nie of dit 'n ouderdom ding is nie, ek gaan dit maar weer sê. Maar soos ons ouer word, is daar ander goedjies wat die Here in ons hart vasmaak. En ons 'n liefde wat gekweek word vir klein goedjies. Ek loop deesdae daar rond met 'n spuitkannetjie en ek spuit my vetplante nat. Voorheen het ek nie ge-worry oor 'n vetplant nie, ek kan mos survive. Het ook maar sag geword, ja. Boeta, ek en jy kan nie uit ons eie uit liefde leef nie. En as ons hier in die gemeente onder mekaar nie liefde, 'n opregte liefde kan leef nie, dan sê hierdie woord, hierdie Korintiërs, 1 Korintiërs 13 sê, gaan ek en jy 'n galmende simbool wees. Hy kan of in harmonie wees, of hy gaan op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek, indringerige geraas maak. Dis baie basic. As ons hierdie 1 Korintiërs 13 gaan uitpak, oor die liefde, gaan ons tot die einde van volgende jaar hier so staan. Maar kom ons begin by die basics. Kom ons doen dinge in liefde. Ek het eendag gehoor, mense praat sommer so by hulle aan 'n kring staan, en die ou het gesê, wanneer iemand langs die pad staan, en ek het dit eerstens ervaar, so 'n week of 2 terug, toe 'n ander ou met 'n ou motorfiets langs die pad gaan staan, en hy hou nie op karring in die ou goed nie, hy hou aan en aan en aan, hy gaan staan keer, en ek het daai trailer al baie gaan haal, maar daar's 'n ander ou gewees, wat terwyl daai ou langs die pad gestaan het in die son, hy het nie 'n trailer gehad nie, maar hy het op sy bike geklim, en hy het vir daai ou water gevat. Weet jy, as jy in 30 grade buite in die son staan langs die highway, en jou bike keer hoe warm word. Dis 'n klein aksie, Jesus, my te groot effek hoor. Vir 'n ou water aan te ry. Is 'n simpel ding. Ek vat net 'n voorbeeld. Jy het nie nodig om die groot dinge te doen nie. Klein goedjies. Partykeer moet ek en jy net lewende water na iemand toe aanvat. Leon se storie oor die windpompe met die lewende water. Bepomp ek en jy lewende water van liefde. Ek dink dis die basics vir vandag. Ons sal soos ons aangaan 1 Korintiërs 13 oor die liefde uitpak. Onthou, hierdie was net vers 1, hè? Ek dink daar is 13 verse. Kom ons gaan oor, daar is 'n boeta wat ek leer ken het op die mannekamp 2 jaar terug. Hy praat nie baie nie. Hy is nogal 'n stil ou. Hy het 'n aanduiding gegee dat hy gedoop wil word. En hy wou dit vroeër doen, maar sy vrou kon nie wees nie. Hy het spesifiek gevra vir hierdie datum, dis die dag voor sy verjaarsdag, en dat sy vrou en familie kan wees. Robbie, gaan trek aan jou klere. Gaan trek uit jou klere. Maar trek weer iets aan asseblief, daar's 'n kamera daar agter. En dan het ons jeug, 'n paar jong mense wat tydens die jeugkamp gedoop is ook. En ek wil eintlik daai selfe geleentheid gebruik om, ek dink Delmyn kan vir ons 'n paar fotootjies wys daarso, soos kort slideshow. Tydens hierdie
gebeurtenis. Weet, ons sien altyd die mense verkoop kos hierso, er is 'n fondsinsameling en daai wat hulle hier doen, vat 'n bietjie effort, maar dit het vir hulle die moontlikheid gegee om fondse te genereer om hierdie moontlik te maak. Daar's mense wat geld ingesit het, hulle het 'n youthie, soos ons dit noem, soos Johan sou sê, 'n youthie gesponsor om die kamp te kan bywoon. En dit wat julle daar sien, is die resultaat van mense wat onselfsugtige harte het en wat betrokke is by die jeug. Partykeer los ons die jeug agter, hulle doen hulle ding. Maar kyk hierso as jy na daai foto's kyk. Dis ook 'n liefdessaak as jy met 'n ander man se kinders kan werk. Dis 'n groot een. Kan ek daai jeug vra om hier voor te kom staan? Saam met Siobhan en Will, asseblief kom staan vir ons hier voor. Okay. Ja, lyn gou vir ons op hierso. Maak 'n lyn. Nee, maar julle moet hier voorkom staan, anders gaan niemand julle sien nie, man. Ek vat in 'n geval halfte van die kamera se lens. Kom staan hierso. Kom lyn op hierso. Ek gaan hierdie vir jou gee as jy iets wil sê. Maar Siobhan, wil sy iets sê? Ek het al gesien jy luister maar. Jy was eintlik maar die skorrelgoed daar by die huis. Nou, voordat ek vir Siobhan gee, hierdie jeug was op die jeugkamp. En dit wat daar gebeur het, is 'n liefdessaak. Dis 'n ernstige ding. Nou, ons gaan vanoggend vir hulle 'n doopsertifikaatjie uitgee. Dis 'n erkenning en elkeen van hierdie jong mense het hulle hand opgesteek. Maar voordat ons daar kom, wil ek net gou-gou vir hulle ietsie sê. Die feit dat ons in die drie-eenigheid doop, maak ons 'n Christelike doop. Maak dit 'n Christelike doop. When we are saved, we are baptized with the Spirit into the body of Christ. Baptism by water is a reenactment of the baptism by the Spirit. It's a public confession and a confession or a profession of faith and discipleship. Dit beteken, ons het elkeen van julle hierso, nou 'n verantwoordelikheid. Julle het dit bekend gemaak dat julle gesterf het in die ou self, opgestaan het en vereenselwig is met Jesus se opstanding. Die ou mens is neergelê, hy's begrawe en het 'n nuwe creation opgestaan. Jy's nuut, jy dra verantwoordelikheid en jy het nodig om te gaan doen wat 'n disipel doen. En niemand hierso gaan jou alleen los nie. Hier is mense wat onselfsugtige harte het en 'n liefde in hulle het. En dit sluit Marius, waar's Marius? Marius, Cheryl, waar's Cheryl? En elke onderwyser wat by die jeug betrokke is, dit sluit elkeen van hulle in. Wanneer dit nodig is, gaan iemand jou hand vat en saam met jou die pad stap. Wanneer jy onseker is, gaan iemand jou lei. Wanneer jy nie weet hoe vorentoe nie en hoe om 'n ding te hanteer nie, dan gaan iemand saam met jou bid, saam met jou stap, jou wys. Maar daar's 'n verantwoordelikheid. Elkeen van julle. Ek het nou met van julle bietjie geïnterakt en die een of twee ouens wat nogal lekker uitgesproke is. Hy sal nie sukkel om 'n ander ou te beraad nie, nader te trek nie. Well done. Baie geluk. Siobhan. Yeah, thank you. I just wanted to say that us as the youth ministry and the teachers that get the opportunity to interact with your kids and we get to walk a road with them, I just want to tell you that these kids teach us how to be like Jesus. And the day that they gave their life to Jesus, it was so beautiful, so courageous. And I know it's hard now. It's not easy to be a Christian. And a lot of us can testify about that. There are days that you get up and you think, I can't do this anymore.
But I want to remind you something, that you've got each other, you've got the church, and you've got us. And with us, we've got God. And you must just stay firm, stay focused, and don't ever forget who made you, who you are, and remember why you gave your life to God. And stay strong. And don't let the enemy win. Never. Always stand firm, stand strong, and remember that God overcomes everything. And I just want to pray over them. So if you lift your hands. Dear Abba Father, thank you for these beautiful people that have given their life to Christ, that are going to be godly men and women. And each of them, we will walk a road with them. We will encourage them. We will hold them accountable. We will pray for them. We will say, enemy, look at this. These are the godly men and women of the future of our church. And we stand so strong next to them. And we will pray for you, and we will stand firm next to you through this walk of life. And we say, thank you, Jesus Christ, for dying for us, for our sins, and for helping us to walk this road with you. Bless each one of these children. Stand firm in the Word of God, and the Holy Spirit will be on fire inside of you every day. Do not allow the enemy into your life. Say, not today, devil. You have no authority over me. I stand firm as a child of God. Thank you for giving your life to God and to Jesus Christ. And we bless you and we anoint you in the holy, holy name of Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, julle kan gou die sertifikaatjies vir hulle uitdeel. Kan julle roep, een vir een. Dis beautiful, julle. Julle kan gaan sit. Hoe awesome is dit nie? Kom ons kyk hier so. Is die manne reg hier agter. Dan Robbie is nou die man wat vandag onder die water gaan. Dit was vir hom baie belangrik dat Helga en die familie kan wees. Hy wou nie dit op die manne kom doen nie. As gevolg van daai rede. En ons erken dit en dit is mooi dat hy dit so wil doen. Dis ook 'n man wat 'n bietjie van 'n pad gestap het. Hy was altyd hier in die, ek dink nie hy het 'n klas hier by Growing and Grace gemis nie. Hy het die bynaam Butternut. Hy is Butternut. Op my foon is hy gesê hy was Butternut, want eendag het hy hierso vir ons 'n pragtige butternut sop gemaak wat uit die boeke uit is. Ek gaan nou oorhandig hierso vir een. Hy sal vir Robbie in die water sit. Julle kan dit nie hoor nie, maar ek hoor dit. Hello. Okay.
is ek in die pad. Ek gaan dan eers sit. Ek is bang vir al die toue. Baptism is something not to be taken lightly. When a person makes that final decision, I know, and people who've been through the baptism know, that when the Holy Spirit prompts you to be baptized, be obedient and take that step in faith and do it. And the reason that we do it is to show God that we are standing for Him. It's a decision that we make, each one of us. The baptism to show that when we go down in this watery grave, the old man is left behind, and that man that comes up out of the water is a new man in Jesus Christ. And Robbie, you've taken that decision today. And I just want to ask you, have you truly accepted Jesus Christ as your Lord and Savior? Yeah, I have. What do you believe is going to happen with your new life after this? Well, I will remain true to God's character in whatever He may do. And I believe that this is my path, this is part of my journey. And yeah, I think this is the right thing to do at the right time. Amen. Amen. Beautiful. Anybody else wants to be baptized while in the water? Dis 'n stap in gehoorsaamheid en is baie spesiaal. As dit iets is wat by jou draai, wat nog nie 'n stap wat nog nie geneem is nie. Kom praat met ons. Ons kan daai bad volgende week, ek is seker, as ons regtig moet, kan ons hom weer gebruik. Kom ons sluit af julle. Here, baie dankie vir u genade, u liefde en die pad wat u besig is om met elkeen van ons te stap. Vader, in besonder dit wat hierdie kosbare jeug gedoen het vandag. En op die kamp mag ek vra, Here, dat U vir hulle sal so toerus met die nodige liefde, met die nodige geduld om te doen wat U van hulle verwag op die pad vorentoe. Gee ons elkeen ook die nodige sensitiwiteit om by te staan wanneer dit nodig is. Nie net hierdie jong mense en wanneer ons gedoop is nie, maar tussen mekaar. Gee ons 'n hart, Here, 'n vleishart wat sensitief is vir U woord, wat U nie wil skade doen nie. Ons wil nie 'n ontydige uit die ritme uit geraas wees nie. Ons wil in harmonie en in waarheid op die regte tyd die regte woorde gebruik. Op die regte tyd 'n hand uitsteek na 'n boetie of 'n sussie toe. Op die regte tyd getuig van wie die Here in ons lewe is, sonder om dit met oormatige trots en eie ek te doen. Help ons om altyd ons motiewe te evalueer voordat ons 'n stap neem. Lei ons, Here, in waarheid. Lei ons in niks minder nie en in niks meer nie.
Soms het ons nodig om net die waarheid te praat, al is dit nie wat ander altyd wil hoor nie. Die verantwoordelikheid wat elkeen van ons het as 'n disipel. Here, ons vat dit nie ligtelik nie. Tussen mekaar hierso sal ons mekaar help om te dra, te help regop staan, staande te bly. En die boetas en sissas wat nodig het om te sit en te rus, saam met hulle te stop, te rus, te encourage, by die hand te vat en weer verder te journey. Met U as ons leidsman, met U as die enigste God, met U as die enigste waarheid. U as ons geneesheer, U as ons voorsiener, en U as die hoof van hierdie gemeente. As ons hier uitgaan, Here, dan gaan ons in die veld in. Ons gaan in die harvest field in. Ons gaan eintlik in 'n mynveld in. Maar Here, ons vra dat U ons sal toerus met dit wat ons nodig het. Om regtig 'n verskil met Jesus liefde daar buite te maak. U liefde is oorweldigend. As ons net wil stop en luister. Soms hardloop ons net te vinnig. Ons is te besig om te fokus op môre, terwyl vandag by ons verbygaan. Soms vergeet ons om net te kyk hoe die stoom uit die koffie uittrek. Ons vergeet om te kyk na die verskil wat die reën in die natuur gebring het. Here, help ons om by die basics te bly. Ons eer U, ons loof U, Here. En ons erken dat ons niks is anders as 'n klinkende stuk metaal wanneer ons U nie as deel van ons het nie. Vergewe ons, Here, vir ons sondes. Daar's baie. Soms doen ons dit moedwillig. Soms doen ons dit sonder dat ons dit regtig besef. Here, maar kyk na ons harte. Kyk na die kondisie en die motief van ons hart. Vergewe ons, Here, wanneer ons droog maak. U is die koning van die konings, die enigste koning, en U sal altyd ons koning wees. Dit wat U seun Jesus ons aan die kruis gedoen het, was die perfekte, gehoorsame daad en in liefde. En ons eer U daarvoor. Amen. Dankie julle. Julle moet lekker week hê, wees veilig, geniet dit, dink voor jy praat, doen dit in liefde. Vrede.